is jy moeg. Maar jy weet, jy kry verskillende tipes moeg wees. Jy kry 'n fisiese moeg. Jy het nou net te laat TV gekyk gisteraand en toe sukkel jy om op te kom vanoggend en nou is jy moeg. Of die skool het begin die week. So nou moet almal weer vroeg opstaan en nou is jy bietjie fisies moeg. Of dalk was jy siek en jou liggaam is nie gesond nie en jy voel net in jou lyf fisies bietjie moeg. Maar jy kry ook 'n emosionele moeg. As jy deur 'n bietjie rowwe tye moes gaan en dit was swaar kry en jy moes deur moeilike goed gaan en dit was net 'n moeilike tyd in jou lewe, dan kom jy partykeer op 'n plek waar jy emosioneel net so bietjie, jy voel net moeg. Maar daar is ook 'n geestelike moegheid. Wanneer jy bly glo, bly vertrou, bly bid, bly hoop, maar niks gebeur nie. En jy voel partykeer net moeg gewag. Moeg dat niks gebeur wat jy vra nie en jy kom op 'n plek waar jy net partykeer sommer 'n bietjie moeg en moedeloos voel. So kom ek vra nou weer my vraag, of dit nou fisies of emosioneel of geestelik is. Ek wil graag hê as jy so 'n bietjie, hoef nie vir my te sê wat 'n moeg nie, maar as jy vanoggend 'n bietjie moeg voel, wil jy nie net jou hand opsteek nie. Okay, daar is darm nog moeg mense. Ek sien, daar's 'n paar moeg mense vandag. Ek het spesiaal, glo ek uit die hart van die Here, 'n woord vir jou as jy bietjie moeg is vandag. En die tema van hierdie boodskap is, wees sterk en doen die werk. Vandag sit Willie en Elsa hier en ons is so dankbaar dat julle vandag hier is. Hulle was 8 maande laas in die kerk, lank. Willie het 'n operasie gehad en die hersteltyd en die goed wat na die tyd gebeur het veroorsaak dat hulle nie kon kerk toe kom nie. En Willie, ek weet, daar was sekerlik daar wat jy moeg was. Elsa, daar wat jy moedeloos was. Maar hier sit julle vandag. Julle was sterk, julle het aangegaan om die werk te doen en daai been te oefen en daai lyfvoetjie nog te oefen, hy gaan nog regkom. Jy was sterk en jy het die werk gedoen en hier sit jy vandag. Partykeer het ons net nodig om te hoor, dis okay, ons is mense. Ons raak partykeer bietjie moeg. Ons raak partykeer bietjie moedeloos. Maar daar is 'n God wat by ons is, 'n Heilige Gees wat in ons is, wat vandag vir elkeen van ons wil sê, hey, wees sterk en doen die werk, want ek is met jou. Jy's nie alleen nie. Aan die einde van Dawid se lewe, hulle vermoed dit was omtrent tussen 2 weke en 'n maand, 2 tot 4 weke voor sy dood, gee hy sy afskeidstoespraak aan die volk. Wat hy doen is, hy roep eers al die leiers van Israel bymekaar. En hy praat met die leiers en hy sê vir hulle, ek weet my tyd op aarde is verby. Ek weet die dood is baie naby vir my. My seun Salomo gaan my opvolg. Hy gaan die werk aangaan waarmee ek begin het. En ek wil julle vra om hom te ondersteun. Hy's 'n jong man. Asseblief, julle is my leiers gewees. Ondersteun hom in die werk wat hy moet doen. En dan lees ons dat hy die hele volk bymekaar kry, die hele Israel. En hy praat vir die laaste keer in sy lewe met die hele volk Israel. En hy verduidelik vir hulle, dit was sy hartsbegeerte, as die bekendste, dalk die beste koning wat Israel ooit gehad het, Dawid, dit was sy hartsbegeerte om vir God 'n tempel te bou. Hy wou so graag vir God 'n plek bou, waar hy kon bly tussen sy mense, 'n tempel. Maar die profeet het na hom toe gekom en gesê, God het gesê, dis nie jou werk nie. Jy was die ou wat die oorlog moes maak. Dawid, jy het oorlog geveg, jy was 'n krygsman, jy het bloed op jou hande. Ek kies jou seun Salomo om die tempel vir my te bou, want hy's 'n man van vrede. So nou kom Dawid aan die einde van sy lewe en hy vertel vir sy hele volk, ek wou so graag God se tempel bou. Maar dit was nie my werk nie, dit gaan Salomo se werk wees. Salomo gaan my opvolg en hy is die volgende koning. En ek vra julle as volk om hom te ondersteun, om hierdie werk te doen. En dan kom hy in 1 Kronieke 28 en voor die hele volksvergadering, praat hy met sy seun Salomo, terwyl almal getuies is. En hy sê vir Salomo, 2 tot 4 weke voor Dawid se dood, voor al die mense, sê hy, in 1 Kronieke 28 vers 9, en jy, Salomo, my seun,
Sorg dat jy die God van jou pa leer ken. Dien en aanbid hom met jou hele hart en met 'n gewillige verstand. Want die Here sien elke hart en verstaan en ken elke plan en gedagte. As jy na hom soek, sal jy hom vind. Ek dink dis die kosbaarste raad wat enige ouer vir sy kind kan gee. En jy, my seun, dien my God. Mag my God jou God word, my kind. Soek hom. Onthou Salomo, jy wat so briljante verstand het, die Here ken elke plannetjie wat jy maak. Hy sien wat in daai koppie van jou aangaan. Hy verstaan jou hart. So maak die Here deel van jou lewe. Dien die Here met alles wat jy het. Hy verstaan jou. Hy verstaan as jy partykeer moeg word. Salomo, maar ek het 'n werk begin, sê Dawid. En jy moet aangaan daarmee. Ek gaan dalk nie meer hier wees nie, maar God se werk moet aangaan en God is nog hier. Hy is by jou, hy is met jou. Salomo, doen die werk wat God vir jou gegee het. En dan die tema van ons boodskap vanoggend kom uit 1 Kronieke 28 vers 10, net die volgende vers. Wees sterk en doen die werk. Salomo, dit gaan nie altyd maklik wees nie. Daar gaan tye wees wat jy swak voel, wat jy moeg word, wat jy moedeloos raak. Maar ek vra jou vandag, wees sterk en doen die werk wat God vir jou gegee het om te doen. Hy gaan 10 verse aan en dan sê hy dieselfde vir my sê. Dawid het ook vir sy seun Salomo gesê, wees sterk en vol moed en doen die werk. Moenie bang wees of moedeloos word oor die groot werk nie, want die Here God, my God, is met jou. Hy sal jou nie in die steek laat of jou verlaat nie. Dalk is dit wat jy vanoggend moet hoor. Die Here is by jou. Hy gaan jou nie los nie. Hy gaan jou nie in die steek laat nie. Hy gaan jou nie drop nie. Hy gaan jou nie verlaat nie. Hy's by jou. Dis 'n groot werk. Ons het almal groot werk om vir die Here te doen hier op aarde. Ons het 'n groot werk om ons kinders groot te maak vir hom. Daar's baie werk en baie verantwoordelikhede op ons skouers. Maar ons doen dit nie alleen nie. Hy's by ons. En die werk van die Here is van geslag tot geslag. Dawid het begin, Salomo het aangegaan. Ek en jy staan vandag hier omdat ons paas en maas en oupas en oumas voor ons het, ooms en tannies, wat vir ons gebid het, wat vir ons gewys het om Jesus te dien. En nou is ek en jy in die posisie om kinders van God te wees, om daai God, hulle God, ook ons God te hê. Maar ons is ook altyd in die posisie om weer hulle wat na ons kom, ons kinders, ons kleinkinders, te leer van Jesus, sodat ons God ook hulle God kan word. Want God se werk hou nie op die dag as ek my asem uitblaas nie. Dit moet aangaan van geslag tot geslag. En is dit nie ons verantwoordelikheid as ouers, as oupas en oumas, om ons kinders en kleinkinders te leer om ook lief te wees vir ons God nie. Dis wat ek sien Dawid reg gekry het in sy lewe. Hy het vir Salomo geleer om God te dien. En hy sê, Salomo, my God, mag hy ook jou God word en weet hy's by jou. Moet nooit ophou bid vir jou kinders nie. Moet nooit ophou bid vir jou kleinkinders nie. Mag die Here se werk op aarde ook deur ons nageslag aangehou word. En ek dink ek moet vanoggend net gou hierdie boodskap pos. Want ek voel sterk in my hart dat ons vanoggend spesiaal vir ons kinders en ons kleinkinders moet bid. Ons lewe in 'n ander wêreld as waarin hulle groot word. Toe ons groot geword was dinge baie anders as nou. Hulle het ander versoekings en ander goed waardeur hulle in hulle lewens gaan. Soos wat ek en jy in ons tyd ander goed gehad het as wat ons ma's en pa's deurgegaan het. Maar ek wil graag vra, as jy 'n pa of 'n ma of 'n oupa of 'n ouma is, wil jy nie vir 'n oomblik saam met my staan en ons gaan bid vir ons kinders en van julle wat al kleinkinders het, kom ons staan voor God. En terwyl ek gaan bid, wil ek jou net 'n oomblik vra,
wil jy nie jou kinders, jou kleinkinders se name op hierdie oomblik, net daar saggies by jouself, noem hulle voor God, noem jou kinders, jou kleinkinders se name voor die Here. Here, ons staan as ouers, as oupas en oumas, mamas en papas voor U vandag. En U weet, ons kinders is ons hart se punt. En ons kom vra vandag, dat U hand oor ons kinders sal hou. Dat ons kinders, ons God sal dien, en sal lief hê, en sal soek, en sal vind, en sal sterk wees om die werk te doen, wat U op hulle lewenspad vir hulle stuur om te doen. Vandag staan ons hier, en ons roep hierdie kinders se name voor U uit. Here, U het vir elkeen van hulle gesterf. En ons begeerte as ouers is dat elkeen van hulle 'n intieme, persoonlike verhouding met Jesus sal hê, 'n pad met U sal stap. U sal lief hê. U Heilige Gees stem in hulle lewens sal herken en gehoorsaam sal wees, sal luister na die fluister van U stem in hulle harte. Ons roep ons kinders vandag nader aan Jesus. Ons bid vir U guns en U beskerming, U seën oor hulle lewens. Dat U voor hulle sal uitstap en die pad vir hulle gelyk maak. En die tye wanneer ons kinders dalk ook moeg en moedeloos voel, dat U hulle sal sterk maak, dat U by hulle sal wees, dat U hulle sal deurdra, dat U genade genoeg sal wees vir elke uitdaging in hulle lewe. Dankie Here dat ons vanoggend kan vra dat my God ook my kinders se God sal wees. Dat hulle hom sal dien en ken en lief hê, soos wat ons hom dien en ken en lief het. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Baie dankie, julle kan sit. Ons moet altyd vir ons kinders bid. Nadat Dawid hierdie raad vir Salomo vir sy volk gegee het, dan gaan hy aan en hy begin praat oor wat hy gaan gee. Die tema van hierdie gedeelte in 1 Kronieke 28 en 29 was Dawid wat wil hê die tempel moet gebou word, en hy probeer die volk inspireer en hy maak Salomo se arm sterk en sê hierdie tempel moet gebou word, dis God se werk. En dan begin Dawid en hy vertel vir hulle, hy het al tonne goud en silwer en edelgesteentes en skatte en klip en hout bymekaar gemaak vir die bou van hierdie tempel. Hy het al soveel goed en voorraad materiaal bymekaar gemaak, en dan sê Dawid, en uit my eie skatkis gaan ek nog gee. En julle kan dit gaan lees, dis tonne goud en silwer en edelgesteentes en kosbare goed wat hulle bymekaar gemaak het om die tempel te bou. Maar dan sê Dawid, hy sê, dis wat ek gaan gee en my familie gaan gee. So Israel, volk van God, wat gaan julle gee? Want ons godsdienst is nie net praat nie. Ons verhouding met die Here is nie net woorde nie. Die Here verwag dat ons ook sal doen, sal gee dit wat hy van ons vra. Of dit nou skatte is, of finansies is, of dit tyd is, of dit energie is, wat die Here ook al van jou verwag. Hy wil hê jy moet gee, nie net praat nie. En dan gee Dawid vir hom dalk die kosbaarste wat ons vir die Here kan gee. Sy lof en aanbidding. Want ons lees in 1 Kronieke 29 vers 10 tot 14 die volgende. Dawid het die Here geprys, waar die hele vergadering teenwoordig was. O Here, mag U vir altyd geloof word. Aan U Here behoort die grootheid en heerlikheid, mag, roem en majesteit. Alles in die hemel en op die aarde behoort aan U Here. U is verhewe bo alles. Rykdom en eer kom van U alleen, want U heers oor alles. Krag en mag is in U hand. Ons dank U, ons God, en prys U heerlike naam. Maar wie is ek tog? En wie is my volk,
dat ons enigstens vir U kan gee. Alles wat ons het, kom van U af. En ons gee vir U net dit wat U reeds vir ons gegee het. Ek dink Dawid het soveel psalms geskryf. Hy het meer as die helfte van die psalms geskryf in ons Bybel. Hy het soveel oorloë gewen vir Israel. Maar dalk is hierdie paar versies in 1 Kronieke 29 sy grootste nalatenskap. Waar Dawid vir sy kinders, sy volk, sy mense sê, onthou waar alles vandaan kom. Alles wat ons het en is net geskenke van God. Ons kan niks vir hom gee wat hy nie eers vir ons gegee het nie. Wat het jy wat nie genade geskenk uit God se hart is nie? Alles is net genade op genade. Dit herinner my aan Psalm 8 waar Dawid geskryf het, wat is die mens dat U aan hom dink? Die mensekind. Ons het dit net nou gesing. Here, wie is ek? Dat U aan my dink, dat U my in U gedagtes het. I'm so grateful for you. U is so goed vir my. Mag ons onthou, alles is net genade. En dis ek dink waarom ons hier by Dynamica aan mekaar SDG. Want SDG beteken alle eer kom aan U. Dit alles kom net van U af. En alles gaan net terug na U. Want U is die bron van alles. Alle eer aan U. Ek lees in die week 'n stukkie wat Arthur William Ward geskryf het. Hy sê, you have 86,400 seconds in a day. Have you used one to say thank you? Ek dink ons het 'n boodskap van die Here vanoggend al van Zander af ontvang met die begin van hierdie diens om dankbaar te wees. Ons het gesing, I'm so grateful for you. Is my genade van gister. Die Here is goed vir ons. En ons kan met dankbare harte voor hom staan. Maar al die genade en al die geskenke wat die Here vir jou gee, die mense in jou lewe wat jy kan lief hê, is geskenke van God. Die geld in jou bank is 'n geskenk van God. Die werk wat jy doen is 'n geskenk van God. Die verstand hierso is 'n geskenk van God. Die gesondheid, die hande wat jy het om te werk, is alles geskenke van God. Dit kom uit genade na ons toe. Maar hy verwag iets terug. Die Here gee dit uit genade, maar hy soek iets terug van jou af. En Dawid sê vir ons in sy laaste toespraak ooit, presies wat die Here van ons soek. Hy gee mildelik, oorvloedig vir ons so baie. Maar dan soek hy ondersoek ons vir iets. In 1 Kronieke 29 vers 17 staan daar, ek weet my God, dat U ons harte ondersoek en opregtheid verlang. Wat kan ek en jy vir die Here gee? Is alles wat ons het en elke van hom afkom? Ons harte van opregtheid. Dis wat hy soek. Hy loer nie net vinnig nie, hy ondersoek. Hy kyk wat jy doen met dit wat hy vir jou gegee het. Hy ondersoek jou hart. En hy het vreugde wanneer daar opregtheid in jou hart gevind word. Die New Living Version sê dit so mooi in Engels. Hy sê, I know, my God, that you examine our hearts and rejoice when you find integrity there. Die Here soek integriteit. Hy soek 'n nederige, opregte hart wat in dankbaarheid kan erken, dis net genade. Die Here soek nie hoogmoed, selfregverdiging, iemand wat dink, I'm God's gift to humankind nie. Hy soek 'n opregte, nederige, afhanklike hart. 'n Hart van integriteit. Hy soek genuine, hy soek nie fake nie. Op die 9de Junie hierdie jaar, dis nou so bietjie langer as 6 weke terug, toe Yuri die kantore hier langs aan oopsluit, toe's die kantore in vloed. Daardie nag het daar 'n kraan wat in die wasmasjien is, in die muur afgebreek, ons dink seker van die koue, en die hele nag het die water ingespuit in ons kantore. So Yuri stuur toe 'n boodskap op ons spangroepie,
bring moppe, bring besems, die kantoor is gevlad. En ek dink, seker 'n bietjie water, ons droog gou op. Julle, toe ons hier kom, het ek maar my skoentjies uitgetrek en my broek opgerol, want toe is die water bietjie diep. Ek het vir julle 'n paar foto's gebring. Toe het hierdie span begin 'n watervee. Ons het sulke spanne gemaak, ons het sulke golfies gemaak. So jy vee vir jou en die volgende ou en dan uiteindelik by die deur uit. So daar's nog 2 foto's om vir jou 'n idee te gee. Die vloed waardeur ons kantore is. Die water loop toe deur al die kantore van daardie nag se waterspuit. Maar ek moet sê, hierdie span is nie net oulik nie, hulle kan werk. Volgende dag 'n paar stywe spiere gehad, maar ons kan kantore uitvee. In my kantoor staan hierdie tas, net soos wat hy nou staan. My troutas het toe so langs my lesenaar in my kantoor gestaan. Hierdie is my troutas, want al my troudokumente, die huweliksregister, as ek mense sien, my troue so goed is altyd in hierdie tas, want hierdie is 'n baie sentimentele tas. Toe ek die dag lank gelede 21 geword het, het my boetie hierdie tas, seker met my ma se geld, vir my gekoop. So hierdie is vir my 'n baie sentimentele tas, maar soos julle kan sien, het hy toe water gekry. Ek kon gelukkig die boeke red, hulle is so in die sonnetjie gelê op my vensterbank in my kantoor. Die boeke is taamlik gered, maar die tas het toe onderkant oopgebars en die gom het uitgekom, want dit is toe nou eintlik net 'n plastiek tas. Dankie tog vir versekering. En ek moes baie oud word om uiteindelik in my lewe 'n regte, egte leersak te hê. So hierdie sak vervang nou hierdie tas en ek is so bly oor my regte genuine leather, nie fake plastiek nie, genuine leather sak. My kamer ruik soos leer. In die binnekant van hierdie sak is daar skaapvelletjie vir julle. Dis so fancy sak. Dankie Santam, ek waardeer hierdie sak van my. Mense, julle kan die verskil sien tussen plastiek, fake en genuine leather. Jy kan dit in tasse sien. Jy kan dit in hout sien, want in ons kantoor is daar so 3 of 4 meubelstukke wat regtig erge hout is, wat niks oorgekom het nie. Ons het so mooi tafel in ons raadsaal wat regte hout is, hy het niks oorgekom nie. In ons ingangsportaal is daar 'n bank en 'n kas wat regte hout is, het niks oorgekom nie. Maar al die plastic plywood, hulle voete maak nou so, hulle bar so uitmekaar, die plastic hout. Het jy geweet jy kan die verskil tussen genuine en fake sien in tasse, in hout en in mense? Die Here sien dit net so raak, en as jy mooi genoeg kyk, kan jy dit ook raak sien. Die Here gee vir ons so baie. Ons kry genade op genade uit sy hand. Wie is ek? Wie is jy? Dat ons dit verdien. Ons is net begenadigdes, maar hy soek iets terug. Opregte, genuine harte, wat hom dien en lief het, al verstaan ons nie altyd nie. Al word ons moeg, al voel ons partykeer bietjie moedeloos, om vas te hou, sterk te wees en die werk te doen. Ons lees in 1 Kronieke 29 vers 28 van Dawid se lewe. Hy is op 'n ryp ouderdom dood, nadat hy 'n lang lewe rykdom en eer geniet het. Sy seun Salomo het in sy plek regeer. Dawid was sterk. Hy het die werk gedoen wat God vir hom gegee het op aarde om te doen, en hy is hemel toe. Hy is geroep as die krygsman, die oorlogsman. God het hom 'n dapper hart gegee, en hy het geveg vir die Here. En hy is huis toe, nadat hy sy werk gedoen het. Maar die Here se werk het aangegaan deur Salomo, en Salomo het die tempel gebou. Hy was sterk, en hy het moed geskep, en hy het die werk gedoen, en het hom 7 jaar gevat. Maar hy het 7 jaar gebou aan daardie tempel, en hy het sy werk gedoen vir God, dit waarvoor God hom gestuur het. Ek en jy het ook 'n werk. Dis nou ons beurt op hierdie aarde, om sterk te wees, en die werk te doen wat God vir jou gegee het. Om nie op te hou nie, om nie moeg en moedeloos te gaan sit langs die pad nie, maar om te sê, Here help my.
Die God van Dawid, die God van Salomo, die God van my ouma Grootjie, daai God is my God. Hy is die God van my kinders en my kleinkinders en sy werk op hierdie aarde sal aangaan deur my nageslag. Here, want ek gaan sterk wees en ek gaan die werk doen wat U vir my gegee het. Al verstaan ek nie altyd nie. En al sien ek nie altyd die plan nie. Ek gaan met 'n opregte hart, in geloof en dankbaarheid en nederigheid en vertroue U glo en U vertrou om deur my die werk te doen. Ek wil vanoggend met julle iets deel. Ek wil met julle getuienis deel en ek praat nie baie oor my eie lewe nie. Ek is nogal taamlik privaat, maar ek wil met julle deel oor die pad vir die Here die laaste 21 jaar in my lewe gestap het. En ek raak so hartseer want al wat ek dink is wat Dawid gesê het, Here, wie is ek? Dat U gekies het om goed te wees vir my. In 2005 het ek besluit ek wil verder leer en ek het ingeskryf vir Jouniers van ons college deur UJ. En ek het Jouniers gedoen in 2008 het ek my meestersgraad klaar gedoen. In Desember 2008 het ek my meestersgraad ingehandig en die 2 Januarie 2009 is Janko gebore. Te wil gedoen wees, ek sê net. Toe vat ek 'n bietjie af. Toe besluit ek gaan nou eers bietjie wag met die kinders wat klein is. Ek gaan nou eers stop. Klaar die M gedoen, nou wag ek eers en toe Janko graad R toe gaan. Toe besluit ek, okay, ek het nou so ver gekom, ek moet klaarmaak met my D. En ek het ingeskryf vir my doktersgraad en in einde 2016 het ek my doktersgraad voltooi, 2017 het ek my doktersgraad ontvang. En toe gebeur daar niks. Ek dink, dit was soveel harde werk, laatnagte om 2 klein seentjies groot te maak, voltyds in die bediening te wees en te leer. Dit was baie werk, was baie soeg en sweet en niks gebeur nie. Niks gebeur nie. Wat gaan ek nou met dit doen? Wat gaan ek doen met al hierdie werk, al hierdie tyd, al hierdie energie? En tyd gaan verby en ek het later maar vrede gemaak. Ag, ek het dit net vir myself gedoen. Ek is lief vir lees, ek is lief vir leer. Ek het nou hierdie grade gedoen, al hierdie ure en tyd en energie en geld ingesit. Maar ten minste het ek myself opgebou en ek het baie kennis opgedoen en ek het dit geniet. Dit was vir my lekker. Ek het dit gedoen. Aan die einde van 2021 ek en Johan het gesit in TV kyk, het was een aand. Bel pastoor Nico Nel my, hy is een van die leiers van die AGS kerk. En hy begin met my oor die telefoon praat en sê, hulle is besig om die AGS, die teologiese college te ontwikkel. Hulle wil dit online doen, alles, waar hulle pastore gaan oplei. En hulle soek iemand om hulle te help om die modules vir praktiese teologie te ontwikkel, die materiaal saam te stel, die modules te doen, en dan uiteindelik praktiese teologie aan te bied. En ek kry die gedagte, ek het so lank gewag en nie geweet hoekom moes ek deur al daai werk gaan nie, dalk is dit dit. Ek begin hulle toe help met dit. 2024 het ons eerste studente ingeneem, ons eerste inname gedoen en ons is geakkrediteer by die Raad van Hoër Onderwys van Suid-Afrika om ons eie BTH graad aan te bied. So dis 'n groot prestasie vir die AGS, dis 'n groot storie vir die kerk. En die Here het my gekies om betrokke te wees in die opleiding van die kerk se pastore. Wie is ek? Weet jy, al wat ek vir jou kan sê is, ek het die harde werk gedoen. In die aande wat die kinders gelê en slaap het ek sterk gewees in die harde werk gedoen. Met opregte hart net gesê, Here, ek weet nie hoekom ek hierdie doen nie, maar ek weet ek moet dit doen. Laas jaar toe vra hulle vir my of ek asseblief 'n kursus sal ontwikkel vir die pastore se vrouens. Want die pastore kry al hierdie opleiding, maar hulle vrouens moet net instap in die bediening en hulle kry geen opleiding nie. En hard gewerk, baie gesoeg en gesweet en gelees en uiteindelik 'n kursus saamgestel vir pastoorsvrouens. En 2 naweke terug het julle gedink ek en Johan nou lekker vakansie in Durban. Maar 2 naweke terug was dit die eerste graduation van die AGS Teologiese College. Want 48 van die pastoorsvrouens vir die kursus suksesvol voltooi het hulle grade ontvang. En ek het die voorreg gehad om daai grade te oorhandig. Hier staan ek saam met pastoor Ella Chalke. Sy is die voorsitter van die National Sisters Fellowship van Suid-Afrika. Sy het die kursus gedoen en haar sertifikaat ontvang.
En ek en Johan het daai Saterdag, ons moes nie te veel vir mekaar kyk nie, want dit was by die Moses Bida Stadion in Durban. Daar was tussen 15 en 20.000 vrouens by hierdie vrouekonferensie. En hulle het my gevra om te praat. Wie is ek, Here? Ek en Johan moes nie vir mekaar kyk nie, want as ek vir hom kyk en huil, en as hy vir my kyk en huil ek. En hoekom moet ek gehuil, want dit is nie die Here, en dalk Johan, wat weet, hoeveel harde werk en sterk wees in dit ingegaan het. 21 jaar later, Saterdag die 11de Julie, begin ek die vrugte pluk van sterk wees en hard werk. Ek wil hierdie getuienis vandag met jou deel, want dit gaan nie oor my nie. Wie is ek, Here? Omdat ek wil vir jou leer, Dawid, Salomo, ek het tye gehad in ons lewens wat ons moeg word, wat ons moedeloos word, wat ons dink, hoekom? Is dit die moeite werd? Ek wil vir jou vandag sê, dit is altyd die moeite werd om vir Jesus ja te sê. Partykeer vat dit 7 jaar, partykeer vat dit 21 jaar. Maar die Here werk, en ons verstaan nie altyd wat hy doen nie. Maar waarmee hy ook al in jou lewe besig is vandag, moenie moeg word nie, moenie opgee nie. Daar gaan 'n dag kom, wat jy kan terugkyk en sê, wauw Here, ek begin u vingerafdrukke op my lewe raak sien. Ek begin u plan erken. Ek begin agterkom, hoe lyk die puzzle wat u besig is om te bou in my lewe. Hou moed, doen die groot werk wat die Here vir jou gegee het. Wees sterk en doen die werk. Jare terug, ek dink ek was nog 'n tiener, het ek vir die eerste keer hierdie liedjie gehoor. Dis Ron Canoli, hy is nou al in die hemel, wat hierdie liedjie geskryf het en gesing het. Hy sê, if you can use anything, Lord, you can use me. Al wat hy soek is 'n opregte hart, wat gewillig is om deur hom gebruik te word. Hy gee vir ons so baie. Hy gee vir ons soveel genade. Wil jy nie vandag sê, Here, if you can use anything, Lord, you can use me. Hier is my mond, hier is my voete, hier is my hande, hier is my verstand, gebruik my, ek is gewillig. Luister saam met my hierdie liedjie. You can use anything, Lord, you can use me. You can use me, Lord, yes you can. If you can use anything, Lord, you can use me. Use me, Lord. Take my hands, Lord, and my feet. Touch my heart, Lord. Speak through me. Lord, you can use anything. Use anything, Lord, you can use me. Lord, you called Moses from the wilderness. You put a rod in his hand. You used him to lead your people over to the promised land. Lord, I'm willing to trust in you. So take my life, Lord, and use it too. Yes, if you can use anything, Lord, come on and use me. You can use anything, Lord, you can use me. I'm willing to be used tonight, Lord, yes I am. You can use anything, Lord, you can use me. Take my hands, Lord. Take my hands, Lord. And my feet. Touch my heart. Touch my heart. Speak through me, Lord. You can use anything, Lord. You can use me. When David fought Goliath and that mighty giant fell, he proved to his people
that God was alive in Israel. Lord, I'm available to you, and I'm wanting to be used. Yes, I am, Lord. If you can use anything, Lord, come on and use me. Ek wil jou vra as jy vanoggend sê, Here, I'm available. As jy enigiets kan gebruik, 'n donkie om te praat, hier is ek, gebruik my. As jy saam met my wil sê, hier is my hande, hier is my voete, hier is my mond, hier is my opregte hart, Here, gebruik my. Staan asseblief saam met my. Here, vanoggend wil ons saam met Dawid kom sê, wie is ek? Alles wat ek het, is net wat U vir my gegee het, en wat ek vir U kom teruggee. Maar wat ek wel vir U kan gee vandag, Here, is 'n opregte, nederige hart, wat gewillig is om gebruik te word deur U. En vanoggend, Here, staan hier 'n klomp gewillige harte, wat sê, Here, ek wil ook deel wees van U werk. Maak my sterk, sterk in my gees, sterk in my hart, sterk om vir U die werk te doen op hierdie aarde. Gee my dapperheid soos Dawid, wysheid soos Salomo. Here, dit wat U alreeds vir my gegee het, help my om dit te gebruik om vir U te werk. Ons kom meld aan vanoggend. Ek bid dat U elke gewillige hart in hierdie plek sal raak sien. Sal weet, Here, ons is nie fake nie, ons is nie plastiek nie, ons is net genuine lief vir U. Ons is net genuine afhanklik van U. Ons is in opregtheid so dankbaar vir elke goeie gawe wat ons uit U hand uit ontvang. En vanoggend is ons hier om te sê, gebruik ons hande, ons voete, ons monde. If you can use anything, Lord, you can use me. Mag U in hierdie week wat voorlê vir ons geleenthede gee om vir U iets te doen. En mag ons daardie kosbare vrede beleef. Ons is nie alleen nie. God is met ons. Maak ons sterk vir hierdie werk. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen.